Jammer, as u die Here se nog nie 'n kersie aangesteek het nie, as daar iemand is, ek sal nou nog geleentheid gee vir iemand om dit te gaan aansteek. Ek wil namens die boeties en sissies, Gary, Liam en Emery, vir almal dankie sê vir u teenwoordigheid. Die wete dat u saam met ons is vir ons 'n bron van ondersteuning, dis vir ons bystand en dis vir ons 'n vertroosting. U ondersteuning in hierdie hartseer tye en omstandighede word opreg waardeer. Ons neem afskeid van Susan Ous en wil hulde bring aan 'n kosbare mens. Sy was in alle opsigte 'n kosbare mens. Daarom treur ons haar heen gaan. Kom ons sit net so en ons doen 'n gebed. Here, in hierdie uur waar ons voel ons wankel en dit nog so onwerklik voel wat gebeur het ons baie vrae en ook nie altyd die antwoorde nie. Maar juis dan, Here, in hierdie omstandighede is U vir ons 'n vaste rots, 'n stewige fondament waarop ons kan staan. Want by U is daar vir ons troos. Here, by U is ons veilig. Daarom vlug ons ook in hierdie oomblik na U toe. En wil onder die vlerk kom sit, Here, terwyl U ons vertroos. Ons bid dus ook, Here, dat U in die dag en in die dae wat sal volg, die familie en almal van ons sal bedien met U liefde, U vertroosting en U teenwoordigheid. Vou U arms beskermend om elkeen van ons, Vader, en kom droog U ons trane af. Wanneer die verlange en die herinneringe meer hartseer in ons harte sal veroorsaak. Ek bid, Here, vanmôre dat Hy altyd naby ons sal wees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Net voor ons begin. Ek het al baie moeilike dinge in my lewe gedoen. Maar hierdie is een van die moeilikstes. Om van my sussie afskeid te neem en hier te staan. Terwyl ek môre hier staan, kyk ek daar na daai foto. En sy kyk nog steeds vir my. Waar ek hier staan, kyk daai oë vir my. So as ek hartseer raak, verskoon my. Ek was lief vir haar. En ons was lief vir haar. Ons gaan nou 'n lied speel en daarna sal ons voortgaan met die verrigtinge. I've heard there was the secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, and she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Now, maybe there's a God above. As for me, all I ever learned from love is how to shoot at someone who outdrew you. But it's not a cry that you hear tonight. It's not some pilgrim who claims to have seen the light. No, it's a cold and it's a very broken hallelujah. 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 Oh, people, I've been here before. I know this room, and I've walked this floor. You see, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the Marble Arch. But listen, love is not some kind of victory march. No, it's a cold and it's a very lonely hallelujah. 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 There was a time you let me know what's really going on below. But now you never even show it to me, do you? I remember when I moved in you, and the holy dove, she was moving too, and every single breath that we drew was hallelujah, 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 hallelujah. I've done my best. I know it wasn't much. I couldn't feel, so I learned to touch. I've told the truth. I didn't come here to London just to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand right here before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah. 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 Hallelujah.
Kom ons staan, dan lees ons die begrafenispamfletjie saam met Susanna Maria Kutsie, gebore 26 Januarie 1942, oorlede op die 5de November 2021. God het gesien hoe moeg jy is. Hy het sy arms om jou gevou en gefluister, ek kom haal vir jou. 'n Goue hart het ophou klop, werkende hande tot rus. God het ons harte gebreek deur te wys dat hy slegs die beste neem. Van Johan, Liam en Emery. Baie dankie, kom ons sit maar. Harte broer en suster, toe Leonie my 6 uur die 5de die oggend skakel, het ek geweet. En ongeag die feit dat ek dit verwag het, was dit vir my nog skielik en onwerklik. Ek het dan nog gister met haar gepraat. Ek het dan nog gister 'n boodskapie ontvang. Alles gaan dan so goed. Sy het so mooi verbeter. En op daardie oomblik toe besef ek, tyd is nie in jou hande nie. Want hier is ons weer met die dood gekonfronteer. Skielik, onverwags, maar tog 'n werklikheid. En vir baie mense is dit 'n wrede finaliteit, maar beslis nie vir 'n gelowige kind van God nie, nooit nie. Vir die gelowige beslis nie 'n wrede finaliteit nie, en dit is vir die gelowige kind van God ook nie 'n verskrikking nie. Want vir hulle wat in Jesus Christus glo en sy kind is dit net 'n oorgang van hierdie lewe na ewige lewe. Weet vandag, my broer en my suster, ons is almal bestem om eendag te sterf. Ons tyd hier op aarde is genade tyd uit God se hand uit. Hy lied van Koos Doep sê, alles wat ek is genade. En alles wat ek het, is net aan my geleen. Maar kyk ons na die manier van lewe, dan maak ek die gevolgtrekking dat ons dink ons is hier in beheer. En dat alles net gaan oor die hier en die nou. En ons vergeet gerieflikheidshalwe van die hierna. Wat gebeur hierna? En dan besef ek vandag, weer eens, jy is net 'n nou tyd mens. Al wat u en ek het, is die tyd wat ons nou hier by mekaar sit. My broer en my suster, ons kan hier oor 5 minute van mekaar af weggaan, en God kan een van ons kom haal. Ons is nou tyd mense, en reeds nou in hierdie omstandighede vertrou ek dat die Here ons ore en oë sal oopmaak. Nie eers lank terug het ons in hierdie selfde plek gestaan en van Willie afskeid geneem. En nou 'n geliefde ma, 'n ouma, 'n ou sus, 'n vriendin. My boetie, my sussie, jong mens, ou mens, weet vandag verseker dat die tyd op aarde is nie in my en jou hand nie. En die Here wil ook met ouse afsterwe, en ek gaan die woord gebruik want sy was my ous, met my en jou kom praat. En een vraag wat in my gedagtes opgekom het, toe Leonie my gebel het ek vir my gevoel of sy vir my sê, is jy gereed as ek kom? En ek vertrou dat die Gees van God vandag met u sal werk, en in u hart sal werk. Sy was gereed om te gaan. Haar hele lewenswandel en haar hele lewe was 'n voorbeeld van 'n Jesus kind. Ek het hierdie sussie vir my in my lewe nog nooit
kwaad gesien nie. Ek het haar nog nooit kwaad hoor praat van ander mense nie. Sy het altyd vir my gesê, sy sê ek is die pilaar in die middel van die merry-go-round. Kom maar. Kom maar. Kom maar. En ek wil vir u sê, daar is net een oortuigende argument vir die liefde van Jesus en die krag van sy evangelie. Is die krag van sy kinders se voorbeeld. Dit wat ek uitstraal. Ek het altyd vir mense gesê, stop talking about Jesus, please. Show me this Jesus you talk about. I want to see him. En ek sê vir jou, Ous was vir my 'n voorbeeld van wat Jesus van my verwag. Sou jy en ek gereed gewees het 5:30 Vrydagoggend die 5de van die 12de van die 11de maand 2021. Sou jy? My teksverse kom vanmôre uit Johannes 14 vers 6 uit die Afrikaanse 83 vertaling en Johannes 3 vanaf vers 3 verder aan uit die Afrikaanse 53 vertaling. Jesus was besig met sy disippels en hulle het gepraat oor sy weggaan. En die vraag het maar so ontstaan oor alles en toe sê Jesus vir hulle self. Hy sê ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Hoor u hierdie woorde? Laat Jesus sê ek Jesus Christus is die weg en die waarheid en die lewe. En nie een van ons sal sy koninkryk binnegaan behalwe deur hom nie. Dis harde woorde. Dis harde woorde. In Johannes 3 kom Jesus en Nikodemus was 'n godsgeleerde man. Nikodemus was soos 'n pastoor, 'n priester, 'n skrifgeleerde wat God se woord geken het. Hy is amper soos wat ek nou hier voor staan of visie. En hy kom vra vir Jesus in die nag hierdie selfde vraag. En hoor wat antwoord Jesus vir Nikodemus, die godsman. Jesus antwoord vir Nikodemus en hy sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Ons leef elke dag so of alles vanselfsprekend is en dat niks met ons kan gebeur nie. Ons word so gemanipuleer deur die glamour van die wêreld om ons dat ons min geplaas oor ons uitbestemming. Ons gaan net aan en geniet die lewe en is gerus. Ja, doodgerus. Niks kan ons met my gebeur nie. Terwyl ek en jy hier sit en ons weet nie eens of ons môre gaan bestaan nie. My vriend, gister is verby en op môre kan ek en jy nie reken nie. Want ons weet nie wat môre vir ons wag nie. Jakobus 4 vers 13 14 sê dit so mooi. Kom nou julle wat sê vandag of môre sal ons na die of na daardie stad gaan, besigheid doen, lekker geld maak, golf speel, jol, bietjie plesier hê, geniet lewe, lekker lokeloos te kere gaan. Jy weet nie eens hoe gaan môre lyk nie. Ons is maar net damp wat op 'n oomblik verskyn en die volgende oomblik is dit weg. En dit is nou die regte en die enigste tyd wat u of ek dalk sal hê om ons lewe in oënskouw te neem. Die tyd vir môre om te kyk na my eie lewe. En die enigste een wat daai vraag kan beantwoord is jy. Ek kan dit nie vir jou antwoord nie. Jy alleen staan vanmôre voor die almagtige God en jy moet hom antwoord. Wat vir my baie hartseer is dat baie mense dink en ek moet erken, ek het dit ook gedink en geleef. En moet nie nou opstaan en jou wip en loop nie.
Ek praat wat God se woord sê, die waarheid. Ek is gedoop, man. Ek het eendag vir jou gevra, hoorie, hoe's jou saak? Die Here sê, maar ek is mos gedoop. Ek sê, ek het dit nie vir jou gevra nie. Ja, maar ek gaan kerk. Ek sê, ek het dit nie vir jou gevra nie. Ek behoort aan 'n kerk. Ek gee my 10de. Ek lees dan so nou na my Bybel en ek bid. Alles is reg met my lewe. Kom ek sê vir jou, pas op. Jy maak die grootste fout van jou lewe. Jesus is die weg en die waarheid en die lewe. En jy sal die hemel nie sien as jy nie sy weergebore kind is nie. Nikodemus, die teoloog, het hierdie ontsteltende nuus gehoor. Hoor vanmôre van my geliefde vriend en vriendin, maak op jou ore en luister. Kom ek sê vir jou vanmôre, en nou, wat ek nou gaan sê ek omdat dit die waarheid is. Moenie skrik. In die hemel is nie een lidmaat van die NG Kerk nie. In die hemel is geen lidmaat van die AGS Kerk nie. In die hemel is geen lidmaat van die Baptiste Kerk of die Lutherse Kerk of die Gereformeerde Kerk of Hervormde Kerk of Bikers Church of watter kerk jy wil aanbehoort nie. Nie 'n enkele een nie. Nou sê my se Koos, nou is jy besig om te laster. Ek laster nie. Jesus sê, jy sal die koninkryk van God nie sien as jy nie weergebore kind van God is nie. Want my boetie en my sussie, in die hemel sal jy net weergebore kinders van God vind. Is jy al deel daarvan? Want as ek God se woord wil glo, en ek is 'n kind, ek is 'n gelowige mens, wat aan 'n Christelike geloof, soos wat u en ek behoort, van die opstanding, van die dood en die verlossing van Jesus Christus, dan moet jy besef, dat jou kerklidmaatskap het niks hiermee te doen nie. Ek kan nie kom en sê, ja, maar my oom is 'n dominee nie. Ag, fooi tog. Of my pa en ma is baie gelowige mense, hulle het op hulle knieë gebly. Of julle kan sê, maar ons ouma het God geken. Here, hier's ek. Dan gaan die Here vir jou sê, ek ken jou nie. Hy sê self in sy woord, hy sê, baie van julle gaan vir my sê, Here, Here. En dan gaan vir jou wegwys en sê, ek ken jou nie. Van geen kant af nie. Moenie dog, soos Nikodemus gedog het nie. My broer, my suster, daar moet 'n tyd in elkeen van ons in lewe kom, wat ons lewe voor God gaan neerlê. Berou erken dat ek 'n sondaar is, en gewas word met sy bloed en vergifnis van hom ontvang het. Elkeen van ons sal by daai dag uitkom. Ek het gedog ek sal nooit daar uitkom nie. Maar ek sê vir u, wanneer die Here met jou praat, as sy gees in jou hart begin werk, val jy op jou knieë neer en jy huil soos 'n kind. En jy besef hoe vuil en vieslik my lewe voor God is. En dan kom die Here en hy maak jou 'n nuwe mens. Hy maak jou 'n ander mens. Ek, Koos van Sail, was vuil goed. Haas het van my ou droërs. Hy sê vir jou reg is jy daai ou. Ek weet nie. My broer en my suster. Maar as die liefde van God se genade jou aanraak, dan verander alles. Het jy al op daai Damaskus pad gekom? Het jy al op daai plek gekom waar jy sê, Here, ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer nie.
Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. 2 Korintiërs 15 vers 5 vers 17. Ek smeek jou vanmôre, moenie wag vir later nie. Daar is nie so 'n ding nie. As die Gees vanmôre met jou praat in jou hart, maak op jou hart en luister. Moenie jou hart verhard nie. En luister vanmôre vir my mooi. Daar is geen groter leuen in die wêreld wat kom sê jy is nie goed genoeg vir God nie. Dis 'n leuen. As die Here vir Koos van Sail kon gered het, kan die Here enige mens red. Maar ook vanmôre ook vir jou sê, my boetie, my sussie, jy moenie die dood jou ontstel nie. Jy hoef nie bang te wees en dit te vrees nie. Glo in God, maar glo ook in my, sê Jesus. Ek is die opstanding en die lewe. My en jou liggaam gaan ophou funksioneer een of ander tyd in ons lewe. Party van ons word hierdie tent afgebreek jonk. Party van ons se tent hou dan 'n paar jaar. Party van ons soos ou se tent en my tent nou al met al die krippelige pyne is al besig om te verniel geraak. Hy gaan nie lank hou nie. Maar hy gaan afgebreek word. Maar die Gees, die Kobus, die Liam, die Johan, die Piet, die Pannie, die Whitey, wie jou naam ook al is. Die werklike een wat in jou woon, wat na God se skepping gemaak is, sterf nooit. Die buitekant staan 'n kus met 'n liggaam in. Vir Susan Kutsie sal jy nie daar kry. Sy is by haar hemelse Vader. Die gees van die mens sterf nooit. Jy gaan net een van twee plekke eindig. Of in die ewige hemel of in die ewige hel. Klaar, punte verby. Ek wil nie met jou sterre stories daaroor praat nie. Dis jou keuse. Jesus se dood en opstanding het ons verlos van die ewige verderf en die vrees vir dood. Vind vanmôre troos en sterkte by die Here, want alleen hy is onfeilbaar. Hy is die waarheid. Hy verstaan jou. Hy ken jou en dit maak nie saak wie of wat jy vanmôre is nie. God is lief vir jou. Maar ek wil hê jy moet ook vanmôre troos vind in die herinneringe wat sy vir ons almal agtergelaat het. Koester die herinneringe van 'n moeder, van 'n ouma, van 'n sussie en van 'n vriendin. Haar hele lewe was 'n voorbeeld vir my. Haar hart was so skoon en rein soos die wye vlaktes van die Noord-Kaap. Waar jy sterre in die nag sien wat jy nie geweet het bestaan nie. Sy was 'n Jesus voorbeeld. Sy was die gom van die Van Sails en later die Koetsiers. Gom wat ons aan mekaar gehou het. Haar liefde, haar omgee, haar raad, haar leiding, haar bystand was altyd onvoorwaardelik. En my boetie en my sussie, omdat ek haar graag eendag wil sien, waar sy by Jesus is, sal ek doen wat Jesus vir my vra. Kom op jou knieë
en bekeer jou van jou weë. Daar is een ding wat op hierdie aarde nooit kan sterf nie. En dis die herinneringe van 'n onvergeetlike mens. Dit sterf nooit nie. Hierdie sussie vir my, sy herinneringe wat sy in my hart kom plaas het, sal nooit weggaan nie. Nooit. Ek sal dit my hele lewe lank onthou. My hart is seer. Maar die wete dat sy by Jesus is, maak my gelukkig en tevrede. Sy is daar. Nie omdat ek so sê nie. Nie omdat dit die voorbeeld was nie. Sy het dit vir my gesê. Ek was 'n maand terug gewees, Gary. Het ek so by haar by die bed gesit, my oor so teen haar ore. Sy kon nie baie praat nie. En ek het vir haar gevra, "O sussie, is jy reg?" Sy het net vir my die volgende woorde gefluister. Ek is tevrede. Ek is gelukkig. Ek is dankbaar. En as die Here my wil kom haal, hy kan my kom haal. Kan jy en ek vanmôre dieselfde sê? Abraham Lincoln het gesê, en ek sluit af hiermee, "It's not the days in your life that counts, but the life in your days." Nou ek gebruik Engels gewoonlik vir selfverdediging. In Afrikaans sê dit vir my baie duidelik. Dis nie die aantal dae wat jy leef wat saak maak nie, my boetie en my sussie. Dis hoe jy hierdie aantal dae geleef het. En dit was Susanna Maria Kutsie nee van sy. ‘n onvergeetlike mens. Sy is veilig. Sy is op 'n plek wat baie van ons hoop ons sal uitkom. Maar jy moet nie ophou hoop nie. Daar's 'n baie maklike manier. Dit kos jou ook nie geld nie. Dit gaan jou dalk 'n paar vriende kos. Of dit kan jou dalk van jou familie kos. Daar's net een manier. Kom op jou knieë voor die Here God Almagtig neer. En vra hom, Here, red my. Ek is op die verkeerde plek. Gratis en verniet. Aan die kruis op Golgotha het hy betaal vir elkeen van ons se sondes. Mooi, lelik, oud of jonk. Ons gaan nou afsluit met die oorwinningslied. Dan gaan ek vra vir Jaco Visser om vir ons die bedankings te doen. Daarna sal ons uitbeweeg na die lykswaar toe aan my linkerkant en daar sal ons die laaste eer betoon aan Ous en dan sal ons ook die seëngebed hier afsluit. Kom ons sing, staan en ons sing saam die oorwinningslied. Ek almal van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die uit, die wolke kom my weer, hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja, loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja, hy is koning, hy regeer.
Dankie, ons kan maar sit, Jaco. So my liefie. Goeiemiddag elkeen. Hiermee net die bedankings namens die familie aan Unitas Hospitaal, dokters en personeel tot met tannie ou se dood. Leonie en Braam, personeel van Aftrieoord Sorgeenheid. Haar kamermaat tannie Dolla, Dr. Teresa, die GP, die GP en Elise, Vida Park aptekers en die personeel. Liam en Emery, ek is trots om te sê, julle was net altyd daar vir julle ouma. Familie en vriende vir julle jarelange ondersteuning en al die mooi boodskappe. Oom Kobus wat die diens gelei, baie dankie Oom Kobus. Ek dink die Here het vanmiddag weer met ons gepraat en ons net bevestig in die rigting wat hy ons wil stuur. In die ewige lewe saam met hom, nie sonder hom nie. Baie dankie Oom Kobus. Afbop in die Elderuin Familiekerk vir julle reëlings. My almagtige God en hemelse Vader, wat daar vir 79 jaar vir ons geleen het. Haar oë was toe, maar ek weet, haar hart was oop. En net so 'n kort woordjie van my en die gesin. Ons wil net ook vir tannie Ous en Oom Kobus en die familie baie dankie sê. Ons weet hierdie tannie het groot voetspore in ons eie lewe getrap. Baie waarde toegevoeg in ons lewe, selfs in die moeilike en die maklike tye. Sy was vir ons ook 'n moeder. En baie dankbaar dat ons haar kon ken. Vir Johan, sterkte vir julle en die familie. Dis 'n moeilike tyd, maar ek glo dat omdat ons nog lewe het om te lewe, daar is hoop en ons rigting moet na die kruis wees en Jesus Christus en die ewige lewe saam met God. Baie dankie Oom Kobus. Baie dankie ook. Ek wil net weet is Leonie hier. Nee, ek sien dan. Goed, ons gaan net die familie kans gee om nou eers uit te gaan. Dan kan ons maar volg almal na die lijksbad toe. Dan sal ons daar verder met die verrigting aangaan. Baie dankie. Ons sal eers die familie kans gee om 'n blommetjie op die kus te kom sit en dan kan die ander mense volg.
En daarna gaan ons die seën en dan vertrek ons hier vanaf. Ongelukkig het COVID ons almal in 'n posisie waar ons nie graag wil wees nie. Maar ek sê weer vir een almal baie dankie. Baie dankie dat u hier was. Ons waardeer dit. Gary.